start moes julle vir my 3 somme doen. Die eerste een was hierdie algebraiese breek. So it is a fraction, it's algebraic. Why? Because we have variables, constants and operations, né? Okay, so as ons dit wil vereenvoudig, die eerste ding wat jy vir jouself sou vra is, mag ek nou gaan en goedjies gaan staan en uitkanselleer, ja of nee? Absolutely not. Hoekom nie? Fantasties. So ek gaan aanhou om dit vir julle te sê. Daar is 2 terme aan die bokant, 2 terms at the top, en 4 terme aan die onderkant. So we are most assuredly not allowed to start cancelling things top and bottom because we don't have 1 term at the top and 1 term at the bottom. Is it possible to create 1 term at the top and 1 term at the bottom? Hoe gaan ons dit regkry? Faktorisering. Baie dankie. So we move on to our good friend faktorisering. Baie dankie. Nou sê vir my, die clue het ek klaar vir jou daar neergeskryf. As ek vir jou sê, daar is 2 terme aan die bokant, 2 terms at the top. What are my options for factorizing? Wat het ek altyd as ek vir jou sê stap 2? Verskil van kwadrate, difference of 2 squares. Dan moet jy vra, okay, is dit 'n verskil van 2 vierkante? Ja, because we have an even power. Jy het 'n ewe mag. So die oomblik as jy dit sou faktoriseer, dan kry jy die helfte van 4. You take half of 4, that is how you take, well, you essentially taking the square root, en dan dieselfde hakie volgende enetjie. Okay, jy kan, right. Onder die lyn het ons 4, nou ek is nie eintlik klaar aan die bokant nie, ek sal nou weer aangaan. Onder die lyn het ons 4 terme, so as dit 4 terme of meer is, dan weet julle nou al ook wat om te doen. Wat gaan ons doen? Hallo, 4 terms or more means we do what? Grouping. Gewoonlik, soos ek vir julle gesê het, gaan jy die eerste 2 saamsit en dan die laaste 2 saamsit. Kom ons kyk of dit vir ons gaan werk. Ons wag net vir jou. Okay. Onder die lyn, as ons groepeer, en ek weet, daar was gister iemand wat vir my gevra het, juffrou, ek kan nie onthou om dit te doen nie, kan juffrou weer vir my help? Natuurlik kan ek love it, kom ons doen dit. Eerste 2 terme, is daar 'n gemeene faktor? Wat is die gemeene faktor? Grootste gemeene faktor. X kwadraat, binne in my hakkie, x minus 1. Nou gaan ons presies dieselfde doen met x minus 1 vir die tweede hakkie. Ek mag net 'n hakkie gaan omsit, sonder, nee, ek bedoel, dit is okay as ek net 'n hakkie om die 2 terme gaan sit, sonder om die teken aan die binnekant te verander. Why do I not change the sign within the bracket? Nee, dis nie die antwoord wat ek soek nie. Hoekom is dit nie vir my nodig om hierdie teken te verander nie? Het ek 'n minus uitgehaal in die voorkant? So ek gaan net die tekens binne in my hakkie verander as ek 'n minus uithaal, but I did not take out a minus, I took out a plus. So eintlik wat jy doen is jy gaan sit net 'n hakkie om. Jy mag dit doen. Dis as jy minus uithaal wat daai tekens moet verander. But that's not necessary at the moment. Fyn, Pikkewyn, dan gaan ons aan. Het ek nou aan die, kom ons gaan terug na die bokant toe. So ek het nog steeds, ek het nou 1 term bo, maar ek het 2 terme onder. Okay, so nou gaan ek aanhou faktoriseer aan die bokant, selfs al het ek reeds 1 term. I'm going to continue factorizing. Why? Because I can. Sit, asseblief. Okay, onder die lyn, het ek 'n gemeene faktor? Yes, I do. Wat is my gemeene faktor? X minus 1. Stem julle saam? Anja. Okay, x minus 1 is my gemeene faktor. Hierso gaan ek vir jou highlight. There we go. Wat bly oor? X kwadraat plus 1. Weet julle waar kom hierdie plus 1 vandaan? Dit wat oorbly van my tweede term. Daai 1 voor die hakkie, ek het hom nou daar gaan sit. Okay, mag ek nou uitkanselleer, ja of nee? Hoekom mag ek uitkanselleer? Ja, life made, 1 term bo, 1 term onder. Nou gaan ek uitkanselleer alles wat bo en onder dieselfde lyk. Soos dit en soos dit. Ek kanselleer dit uit. Wat ook al aan die bokant en die onderkant dieselfde lyk, en dan bly ek net oor met x plus 1 aan die bokant. Okay, finale antwoord, x plus 1. Wie het dit reg gekry? Wie was amper daar?
Mooi. Well done. Okay, dan gaan ons aan na die volgende vraagie. Nommer 2. Right. So, ek maal 2 algebraïese breuke. That's fine. I love multiplying. Of course I do. But we should still try and simplify as far as possible, you know, from the word go. Die oomblik as jy begin dan sê, is dit vir my moontlik om te vereenvoudig en hoe doen ek dit? Wel, dit sal dandy wees as ek iewers kan uitkanselleer, maar op hierdie stadium het ek meervoudige terme bo en onder. So I'm not allowed to start cancelling because I don't have one term at the top, one term at the bottom. We start by factorizing. Stap 1 is jy gaan altyd kyk, is daar dalk 'n gemeene faktor? Yes. En aan die onderkant. Okay, dan by die ander breek, ek gaan nou net 'n hakkie om gaan sit. So, and then difference of 2 squares. Factoriseer. Jy mag 'n hakkie om 'n hele noemer of teller gaan sit, soos ek gedoen het by die tweede breek. Nou, kan julle onthou, nou, ek het dit een keer baie vinnig gesê, but if we have multiplication, as ons maal, dan is dit asof ons een lang breek het. Van bo maal bo, onder maal onder. Wat is die implikasie hiervan? What am I trying to convey to you? Dit is nou een groot term aan die bokant, een groot term aan die onderkant. Now I can cross cancel like this. Did you know that you are allowed to do that? Want jy maal, so dit beteken jy mag bo en onder gaan uitkanselleer, ongeag waar dit staan. Bedoelende of dit nou by hierdie breek is of by daai breek is, dis ons maal, so dis een lang breek eintlik. Okay, soortgelyk, x minus 1, x minus 1. Ons het 'n x en 'n x wat uitkanselleer. En shame, die arme 2 en x plus 1 bly oor. So we have a 2 at the top and x plus 1 at the bottom. Wie kon dit reg kry? Fantastic. Mooi. Tumelo, did you do it? Sorry. Okay. Ja, so dis wie van julle was amper daar? Is dit net daai x of het julle net ietsie vergeet om uit te... Okay, so die x kan ook uitkanselleer. Ek is baie trots op julle. Nou by almal se gunsteling enetjie voordat ons begin met nuwe werk. Is julle reg om met nuwe werk te begin? Ek kan dink julle is opgewonde. I know I am. Absoluut. Van hier af gaan jy faktorisering gebruik tot en met matriek. Tot jy jou matriek vraestel skryf. All day, every day. Ja, kan nie dinkie. Alright. Fantastic. Hier deel ons met breuke. Nou, I don't know about you guys, but I don't divide fractions. I only multiply fractions, and in order to change division to multiplication, we are going to keep, change, flip. Fantastic. Keep, change, flip. So, terwyl ek nou gaan keep, change, flip, gaan ek sommer nou maar ook begin met faktorisering. Terwyl ek nou hier is, ons doen alles gelyk. Oor die lyn 3 terme, which means it factorizes as a trinomial. Dit faktoriseer as 'n 3 term, wonderlik. Ag, 2 binome, skus. So jy vra altyd wat maal wat gee vir my minus 5 en ek het plus 5 minus 1 gekies, want as ek hulle bymekaar tel, dan kry ek plus 4 is wat ek wil hê. Okay, dit is ons 3 terme faktoriseer. Onder die lyn nie verskil van kwadrate nie. I know it is tempting to think about as difference of squares, but they are not. Inteendeel, jy gaan 'n gemeene faktor gaan uithaal. Ek gaan nou sommer flip en maal, en dan terwyl ek nou hier besig is, faktoriseer ons die nuwe teller. We will factorize the new numerator. En daar wil hy ruil ons nou om. Keep, change, flip. So hy staan nou bo. En ons kan nou regtig niks hier aan doen nie. Al wat ons kan doen is ons kan 'n hakkie omsit. Okay, ons vorder baie mooi. Ons is nog nie heeltemal daar nie.
Verskil van vierkante. Difference of two squares. Of jy nou die plus eerste sit en of jy die minus eerste sit, same. So wat doen ons hier? Moenie bekommerd wees, soos moenie dit moeiliker maak vir jouself as wat dit is nie. You take the square root, you take the square root. Vierkantswortel van albei. Dis 9 en m. Sit dit in die hakies, maak die hakies toe, 1 kry plus, 1 kry minus. Ok, sê gou vir my, hoeveel terme het ek nou bo die lyn? Hoeveel terme het ek onder die lyn? Sê julle saam dat hierdie is eintlik een lang breek. We can squish them together because it's multiplication. Great, kan ek uitkanselleer? Yes, ons doen dit. Is m plus 5 en 5 plus m dieselfde ding, ja of nee? Is julle wakker? Dit is dieselfde, so dis nie nodig dat ek die sign change rule moet doen nie. Want ek minus nie, jy doen net die sign change rule as daar 'n minus is, but it's not subtraction, it is addition, it is exactly the same thing. Ok, maar ek voorsien dat daar dalk 'n klein probleempie gaan wees met die m minus 9 en 9 minus m. So nou gaan ons die sign change rule moet doen. Ek gee nie om waar jy dit doen nie. Ek gaan nou myne hieronder gaan sit. It's really entirely up to you. Dan beteken dit ruil om en dan is dit dieselfde as daai enetjie. So daai minus is vir my belangrik. Baie keer veral hier Junie eksamen, einde van die jaar, volgende jaar, dan skryf ons nie eers dit as 'n ekstra stapie neer nie. Ons kanselleer dit uit en ons sit 'n minus aan die voorkant. Dankie Gert, is jy by? Dankie, just checking. Daai minus is vir my belangrik en dan sien ons daar's ook 'n m wat ons kan uitkanselleer. So dit wat oorbly wat nou nie uitgekanselleer het nie, is aan die bokant. Unfortunately, this remains along with that minus aan die onderkant. Nou gaan ek dit so skryf, nou gaan julle sê, juffrou, maar hoekom? Maar die minus is aan die onderkant. Does it matter? Ja. Ek kan absoluut dit verduidelik. Ja, ek dink kom ons sit maar 'n ekstra stapie by. Dankie dat jy vra. Enige tyd. Ok, kom ons dink gou eers aan alles wat nee. Ek gaan vir jou verduidelik. Ok. Hier het ek 9 minus m bo die lyn, nê? Gehad. En aan die linkerkant het ek m minus 9 gehad onder die lyn. So dit sou perfek kon uitkanselleer indien albei of m minus 9 was of 9 minus m was. Maar kan julle met my saamstem, byvoorbeeld, dat 12 minus 7 en 7 minus 12 is mos nie dieselfde ding nie. Ok, so 12 minus 7 is 5 en 7 minus 12 is minus 5. Maar sou ons nie hierdie kon anders skryf nie, sou ons nie kon sê, maar dit is maar net minus 12 minus 7 nie. Nee? So wat ek hierdeur vir jou probeer sê is, die oomblik as jy hulle wil omruil, the moment you want to swap them around, you need to account for that by putting a minus in the front. Want die antwoord gaan minus 5 raak. So dit is presies, dis die sign change rule teken verander reël. As jy twee terme minus van mekaar, en jy wil hulle net laat posisies omruil, dan moet jy 'n minus aan die voorkant van die hakie gaan sit. Jy verander die teken met ander woorde aan die voorkant van die hakie. Alright. So wat ek toe gedoen het, is ek het gesê, hier moet dan nou 'n minus kom, indien ek vir m minus 9 wil verander na 9 minus m. Dis wat ek moes doen. En nou lyk 9 minus m, 9 minus m dieselfde, en ek bly oor met 'n minus. Okay. So, om terug te kom, my finale antwoord is nou m minus 1, 9 plus m, op minus 1. Is dit nodig dat ek minus 1 alleen aan die onderkant skryf? It seems so stupid, nee. So ek gaan net sê, plek daarvan dat ek deel deur 'n negatief 1, gaan ek net 'n minus voor die hakies gaan sit. En dan moet jy gaan uitmaal. Ek gaan eers vereenvoudig.
Ek het my gelyksoortige terme bymekaar gaan tel. Toe kry ek 8m. En nou gaan ek dit in dalende magte van m skryf. And then I just write the final answer in descending powers of m. Okay, nuwe werk, is julle reg?